Daar is hy, vat hom. Jy is welkom om die sitplek te neem. Ouens, ek deel gou net so 'n bietjie nuus van ons mannekamp daar by Weesgerus. Hy is nog aan die gang. Die ouens is seker amper op pad om op te pak. Ek was gister daar gewees, gistermiddag teruggekom en daar's regtig 'n hele klomp ouens. Ek dink hulle is hier by die 800-900 ouens. Daar's pragtige goed besig om daar te gebeur. Vrydag aand het die ouens soms op strepe tot bekering gekom. Dit gaan so goed daar, as jou man daar is die naweek, is die kans baie goed dat hy vir 'n tweede keer tot bekering gaan kom. Ek is seker ons gaan soos die tyd verloop, meer met jou deel oor die naweek, die mannekamp daar, maar kom ons vertrou dat die Here regtig net 'n hou in manne se lewens gaan slaan en dat hulle daar gaan wegstap, nie net vol nie, maar ten volle toegerus. Ja, dat hulle sal leef elkeen in terme van die planne en die drome wat hy koester oor hulle lewens. So, ons het verlede week vir die van julle wat hier was, as julle nie was nie, ons het vir ons hele kampus, al die ouens op ons databasis, het ons 'n e-pos uitgestuur, maandag, as jy hom nie gekry het nie, is hy dalk in jou spam of jou junkmail folder, of die kanse is goed dat jy dalk nie op ons databasis is nie, en dat ons hom daarom nie vir jou gestuur het nie. So, ek wil, voordat ek vanoggend my kuiertjie met jou, wil ek vir jou vra, groot asseblief tog, dat as jy hom nie gekry het nie, dat jy bietjie sal loer, maar as jy hom nie gekry het nie, dat jy tog moeite sal doen in die volgende week of 2, om net op ons databasis te kom. So, hierdie is nie net 'n administratiewe aangeleentheid nie, maar dit kom help ons regtig net om herderskap te maak gebeur, om versorging te maak gebeur, om te kan kommunikeer na jou lewe toe. So, daar's verskeie maniere hoe jy kan seker maak dat ons wel jou inligting het. Jy kan of daai QR code scan daar, hy is ook beskikbaar daar by die info toonbank, op die toonbank kan jy hom scan, of as jy lus het, kan jy so 'n vorm op jou huis toe vat en invul, net vir ons volgende week terugbring. Maar dit is wie ons is 'n family, en dit beteken, ek weet van jou en jy weet van my. Yes? Ja, jy is nie net op jou eie eiland nie, okay? Right, ek wil vanoggend bietjie met jou kuier, kruis lank jou Bybel naby, maak jou gereed. En Vader, ons bid vandag, dat hierdie nie net woorde sal wees nie, dat dit nie net nog net 'n preek sal wees nie, maar dat u woord lewendig sal wees in ons gees, en dat die woord wat u vanoggend bring, Here, soos u ook sê, dat dit sy doel ten volle sal kom bereik in elke lewe. Dat dit nie ledig sal terugkeer nie, maar dat dit net sal wakker word in ons binnekant in Jesus naam. Amen. Goed, ons is besig met 'n reeks wat ons noem, dit is wie ons is, en ons het so 3 weke terug begin met die reeks. Ek dink die hart is dat ons nie sal praat oor kerk nie, maar dat jy ietsie sal optel van die kultuur van ons gemeenskap, wie ons is, en ek weet, verlede week het John so 'n bietjie gepraat oor die feit dat wie ons is 'n gemeenskap waar mense heel kan word en gesond kan word en genesing kan beleef. En ek wil vandag net so 'n bietjie een tree verder gaan. En ek wil met jou gaan praat oor die groot L, dat ons ook 'n gemeenskap is waardeur mense altyd liefde sal beleef. Yes? Hoe ook al dit uitdrukking vind, hierdie is 'n onderwerp wat regtig baie aangespreek word in die woord, die hele onderwerp van liefde. En jy weet, ons kan meer as 30 minute stil staan daarby vandag, maar ek dink die hart van wat ek vanoggend wil regkry, is om konteks, om die motivering van ons liefde, hoe dit werk, net so 'n bietjie met jou te kom kuier. Daar is min plekke in die Bybel hoe dit so sterk gestel word as in 1 Johannes 4, as ons praat van hierdie onderwerp. Jy sal onthou dat jy al sulke goed raak gelees het soos die volgende, en ek meen hierdie is redelike sterk stellings wat Johannes hier so maak. Hy sê die volgende, hy sê die wat nie lief het nie, ken God nie. Hy sê want God is liefde. Dan sê hy so 'n bietjie verder, sê hy iets soos, wie nie sy naaste lief het nie, maar hy sê hy die Here lief. Hy lieg. Hy's 'n leienaar. En wanneer ons hierdie goed raak lees, dan kan dit spanning op soveel vlakke in ons lewens toe bring. En dit kan 'n ou laat met 'n klomp vrae, nê.
vra soos byvoorbeeld, jy weet, maar Here, wat het my liefde teenoor U te doen met my liefde vir ander mense? Is hierdie nie twee aparte goed nie? Hoekom is hierdie goed gekoppel met mekaar? Here, wat is dit wat U van my verwag? Hoe is dit moontlik? Verstaan U, hoe kan ek mense lief hê wat nie verdien om liefgehet te word nie? Hoe werk ek met hierdie goeders? En dit kan 'n klomp vrae in ons gemoed laat, maar ek dink ons moet 'n greep kry op hierdie ding. As gevolg van juist daai twee stellings. Ek dink dat as ons 'n gemeenskap is waardeur mense altyd liefde sal beleef, dan dink ek dit is ook belangrik dat ons 'n greep op hierdie antwoorde, op hierdie vrae kan kry. En daarom wil ek vanoggend begin met my eie stelling oor al hierdie. En ek wil 'n stelling kom maak, en ek wil die volgende sê. Ek wil sê, ek dink nie dit is moontlik dat ek en jy as kerk, as gemeenskap, dat ons op ons eie die kwaliteit en die vlak van liefde wat Johannes hiervan praat, kan behaal nie. Ek dink nie ons kan nie. Ek hoef dit nie vir julle te sê nie. Ons kry elke dag te doen met soveel mense wat ons lewenspad kruis, met soveel omstandighede. En ek dink ons kan hierdie vraag vir onsself antwoord. Ek weet nie of dit altyd moontlik is nie. Ek meen, ek gaan julle nou so 'n bietjie vertel net van so 'n bietjie my eie soeibrand en net wat hier in my eie hart aangaan. Maar ek dink nie ons liefde is volmaak nie. Ek dink nie ons liefde is perfek nie. Dink 'n bietjie aan 'n persoon. Dink 'n bietjie saam met my aan 'n goeie vriend wie jy voor lief is. OK, kry 'n bietjie daai naam of daai gesiggie in jou gedagtes. Dink aan 'n persoon vir wie jy regtig lief is. Waarom is jy lief vir daai persoon? Jy sien, as ek en jy met 'n paar redes nou kon opkom, waarom ons lief is vir daai persoon, dan wil ek die vraag vra, is ons regtig lief vir daai persoon? Of is ons eintlik lief vir onsself? En die redes wat ons nou aan kon dink, is eintlik maar net maniere hoe daai persoon my tevrede stel. En jy sien, die teendeel geld ook. Want nie net sonder dat ons dit agterkom, dink ons aan redes waarom ons iemand lief het nie, maar ons dink ook aan redes waarom ons iemand nie lief het nie. En ons diskwalifiseer sekere mense. En hierdie goed gebeur sonder dat ons soms daaraan dink, nê. Wat is daai persoon waaraan jy dink, wat jy regtig voor lief is, jou kind is? Dink nou vir my aan redes. Jy gaan vir my sê, Jules, daar is nie rede nie. Ek het nie rede, dis my kind. Maak nie saak wat hy doen nie, maak nie saak hoe hy my teleurstel nie. Dis my kind, ek is net lief vir hom. Jy sien, dit staaf my punt, en dit is die punt, is dat ons liefde is nie perfek nie. Kan dit wees dat my liefde na my kind, en my liefde na 'n vriend, en my liefde na 'n vreemdeling, dalk gekategoriseer word? Dat dit nie alles op dieselfde vlak noodwendig gebeur. En jy sien, dit is my punt. Ek dink nie ons liefde is volkome nie, ek dink nie ons liefde is volmaak nie. Maar dis nie die manier hoe God lief het nie. Die manier hoe God lief het is, hy het ons lief vir geen rede nie. Hy het ons lief vir geen rede nie. Hy het ons nie lief op grond van wie ons is nie. Hy het ons lief op grond van wie hy is. Daarom kom dieselfde skrywer Johannes en hy sê, God is liefde. God se liefde het nie redes nodig nie. Dis sy natuur, dis sy wese, dis sy karakter, dis wie hy is. Hy is liefde, daarom werk sy liefde anders. Daarom kyk hy anders na die waarvoor hy lief is. En ek meen net daai eerste stelling in Johannes 3 vers 16, nê. So lief het God die wêreld. Ek meen net daai stelling. Dit is baie interessant. Hy sê nie so lief het God die kerk nie. Hy sê nie so lief het God gelowiges nie.
So lief het God die wêreld. And he equals the playing ground. He makes it level. Hy het nie gunstelinge nie. Hy het almal eweveel op dieselfde manier lief. En dis hoekom ek sê, ek vra. Want jy sien, as ek nie daai vraag verstaan van hoe ek kan lief hê nie, dan kom bring dit baie spanning in terme van, maar ken ek God? Is ek 'n leienaar? Lieg ek as ek sê ek het hom lief? So hierdie is baie diep gesprekke en ek wil vir jou vandag kom sê, ek glo, die antwoord lê hierin, dat ek en jy nie mense lief het met ons liefde, met my liefde nie, maar ek het mense lief met sy liefde. Hoor mooi. Ek kan net lief hê op daai vlak, wanneer ek lief het met sy liefde, en nie lief het met my liefde nie, want sy liefde het nie beperkinge nie. En sy liefde word nie ingehok nie, en sy liefde het nie voorkeure nie, en sy liefde is perfek. Dis hoekom die woord ook sê, his perfect love drives out all fear. Ek het lief, wanneer ek mense lief het met sy liefde, en dit gebeur, wanneer ek leef in die volle openbaring van sy persoonlike liefde vir my. Dit gaan oor 'n diep begrip en bewuswording en oortuiging hier binne in my hart, want wanneer ek regtig, en hierdie is 'n ding wat ons het groot geword, ouens, met hierdie sê ding in ons geloofsreis, Jesus is lief vir jou, en die Here is lief vir jou. As daai ding nie in jou lewe sy vatplek ten volle kry, en daai verligting gebeur in my gees, en daar's 'n verruiming, en ek verstaan die volheid daarvan, wanneer daai openbaring en oortuiging nie gebeur nie, kan dit nie my hart transformeer, sodat sy liefde deur my lewe kan werk. Dit is in elke omstandigheid, ek gaan nou 'n bietjie vir jou voorbeelde gee, dit is in elke omstandigheid, waar ek myself elke dag bevind, maak nie saak waar dit is nie, waar ek leef met die volle openbaring van sy persoonlike liefde vir my, dat ek dit net kan regkry, om ander lief te hê op dieselfde vlak. Dis hoekom Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 14, dis baie interessant, hy sê nie, dis as gevolg van die passie en die liefde wat ons het vir mense wat dit ons dring nie, hy sê nee, hy sê, dit is die liefde van Christus wat ons dring. En ek en jy kan maak kan probeer om hierdie ding te maak werk, en ons kan op ons tande byt, en ons kan onsself oorreed, en deur ons eie wilskrag, om in 'n oomblik liefde te demonstreer, maar het sy beperkinge. En jy gaan dit op 'n punt kom, en dan gaan jy voel, jy het nie meer wat dit vat nie. En daarom praat ons van, let us surrender to God's love, so that his love can manifest through our lives. Is jy met my? En dit is vanuit hierdie konteks, dat Johannes hierdie skrifgedeelte skryf. Hy sê, ons het lief, omdat, ouens, hierdie is die grootste omdat wat jy in die Bybel gaan raak lees, daar is nie 'n groter omdat as hierdie omdat nie. Mag jy elke keer as jy hierdie woord sê of aan omdat dink, mag dit jou terugvat na hierdie. Hy sê, ons het lief. Jy het lief, omdat God jou eerste lief gehad het. Hy sê, as iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief hê, moet ook sy broer lief hê. Ek wil net braai een skrifgedeelte vandag op stil staan. Ek sien 2 goed hier raak. Jy sien dalk meer, maar kom ons begin. Hy sê ons het lief. Dit is baie interessant dat hy nie sê ons het die derde woord wat uitgelaat is al. Hy sê nie ons het God lief omdat God ons eerste lief gehad het nie. Hy sê nie ons het God, hy sê net ons het lief. Jy sien liefde gaan nie oor die eksterne objek van my liefde nie, maar oor die innerlike transformasie binne in my. So hy sê nie net vir wie ons lief het nie, maar hy sê we've got the capacity to love. Ons het lief, want hy het ons eerste lief. Maak nie saak wie in die ontvangkant van ons liefde staan nie. Ons kan, want hy het reeds. Jy sien,
soos die ys smelt op 'n berg, en die waterstrome vloei waar ook al daar 'n kanaal is. In the same way, when God's love melts our hearts, love finds its expression wherever people are. Is dit nie waar nie? Dit sal net spontaan gebeur. Wanneer ons ontdek wat sy liefde na my lewe toe bring, dan is daar 'n spontane reaksie wat losbreek. En dit raak 'n natuurlike uitvloeisel eerder as wat dit gebaseer word op prestasie. Is dit nie waar nie? Now the act of loving is no longer a duty, but it is a delight. Ek sien 'n tweede ding daar raak. Ek sien daar's 'n baie sterk koppeling hier tussen God se liefde vir my en my liefde vir ander, soos hy dit verder stel. En ou sê maar Johannes, hoe kan hierdie een begrip wees? Hoe kan jy die goed so sterk aan mekaar kon koppel? Jy sien hy kom doen dit, want dieselfde liefde wat God my mee lief het hy deur my lief. As dit God se liefde vir my was en my liefde vir ander, dan sou dit twee begrippe gewees het. Maar hy maak dit een begrip, hy kom koppel dit direk aan mekaar, want hy sê, ek het lief met God se liefde. Maak dit vir julle sin? Ek wil hierdie baie prakties vandag kom maak, net so 'n bietjie bring in die tye wat ons leef en waar ons leef en tipies die goed wat ons mee te doen kry, en ek wil so 'n bietjie die vraag kom vra, as ons dan sê dit is wie ons is, hoe gebeur hierdie elke dag in ons lewe? Hoe maak ons dit gebeur? Wat is die tipe van goed wat ons mee stoei? Voordat ek daarby kom, jy weet, hierdie koppeling, God se liefde vir my, my liefde vir ander, hierdie koppeling wat hy daar doen, vind ons op soveel ander plekke in die Bybel. Jy het dit al raak gelees. Jy sal bijvoorbeeld gaan kyk, ek dink is in Matteus 18, waar hy praat van die koning, wat bietjie deur sy boeke gaan, en hy sien, hier is hierdie een amptenaar wat hom 'n klomp geld skuld, en hy roep hierdie amptenaar voor hom, en hy sê, die Bybel praat van die ou skuld om miljoene. Hy sê, jy skuld vir my 'n klomp geld. Betaal dit terug. En die ou smeek hom, hy is daar op sy knie, en hy sê, ek sal jou nog terugbetaal, moenie my in die tronk gooi nie, ek sal jou terugbetaal. Hy sê vir die ouens, luister, verkoop jou vrou, verkoop jou kinders, sê die Bybel, hy sê, verkoop al jou goed, ek soek my geld terug. Hy sê, wees my tog genadig, ek sal jou terugbetaal. En die koning het medelee, en hy vergewe die ou, en hy spreek hom vry, en hy skryf sy skuld af, en hy sê, gaan. En met die uitloopslag sê die Bybel, dat die ou loop 'n mede-amptenaar raak, wat hom geld skuld. En hy tree hierdie ou aan, en hy sê vir hom, ek soek my geld terug, betaal dit nou. En die ou val op dieselfde manier voor hom, en hy smeek hom, hy sê, asseblief, ek sal jou, wees my gaan. Hy sê, gooi die ou in die tronk, totdat hy elke liewe sent wat hy my skuld, aan my terugbetaal het. En toe die ouens sien wat hier besig om te gebeur, toe sleep hulle weer hierdie ou voor die koning, en die koning sê vir hom, maar hoe is dit moontlik, dat ek jou vrygespreek het, maar jy spreek iemand anders vry nie? Hoe werk jou liefde? Hoe is dit moontlik, dat ek jou genade bewys het, maar jy bewys nie hierdie ou genade nie? Nou gaan ek vir jou laat martel, tot jy elke liewe sent aan my terugbetaal het. En die beginsel is, presies dieselfde, ek en jy is vrygespreek. Waarom sal ons nie ander vryspreek nie? Is dit nie hoe ons liefde werk nie? Net so 'n paar verse aan, in Matteus 18 praat hy van vergifnis. Hy sê, as jy nie jou broer vergewe nie, sal jy nie vergewe word nie. Ek wil dit kom omdraai. It is only because we lived as the forgiven that we can forgive others. Wanneer hy openbaring deurbreek van, dis wie ek is 'n leenaar, ek is 'n skurk, ek is 'n sondaar, maar dit is hoe die Here se liefde met my gewerk het, dis hoekom ek anders kan werk met iemand anders. Ek praat nou die dag met iemand wat vir my sê, ek het die ou vergewe, maar ek sal nooit kan vergeet wat hy aan my gedoen het nie. Ek sê vir die persoon, hoe is dit moontlik? Jy verstaan nie wat hier staan nie. Want die Here sê, kom ons begin daar, hy sê, aan jou sondes dink ek nooit meer nie. Hoe is dit dat jy hierdie goed tot herinnering roep elke liewe keer? Jy sien, ons kan begin by ek het lief, dis die verkeerde vertrekpunt. Ons vertrekpunt is, hy het my eerste lief gehad.
Dis die vertrekpunt, dis waar ons begin. As ons op enige ander plek begin, gaan jy doen vanuit wie jy is, nie vanuit wie hy is nie. Matteus 7 vers 2, dink ek sê, dieselfde mate waarmee jy ander oordeel, sal jy geoordeel word. Nou kom die Nuwe Testament en sê, for those of you who are in Christ, there are no more condemnation. Daar's geen meer veroordeling vir die van julle wat in Christus is nie. So as ek nie veroordeel word nie, waarom sal ek iemand anders wil veroordeel? Ja? En daar's honderde plekke waar hierdie beginsel geld. Maar dit is belangrik dat ek op die regte plek begin. En wanneer ek ontdek hoe sy liefde uitdrukking vind in my lewe, word ek in staat gestel om op dieselfde manier te werk. Ouens, ek preek nie vir julle nie. Jy weet, ek is nou al 30 jaar getroud met Madeleine. Die ander oggend staan ek op met hierdie vark in my hart. En ek sê lus om haar te vergewe vir die een stupid ding wat sy gedoen het nie. En toe onthou ek, 2 dae voor dit, het ek die Here gevra dat hy my sal vergewe vir 'n ding. Now I want him to work with me in grace, but I want to work with her based on performance. En toe ek verstaan hoe dit is, wat sy liefde aan my gedoen het, toe word my hart getransformeer en ek kan na haar toe gaan en sê, I forgive you unconditionally, no strings attached. Amen. Sy liefde transformeer my. Nou kan ek. Sy liefde sê, ek raak betrokke. Dis wie ons is. Ons is mense die betrokke raak. Ons maak ons hande vuil. En die kerk kan baie maklik op 'n plek kom, waar ons sê, ons voel veilig en ons voel is okay, om net so oor 'n afstand vir mense te bid. Ons sal soms in die agtergrond. En is goed, en ons moet nooit vrymoedigheid verloor nie. Maar sy liefde het my geleer, dat ek maak my hande vuil. Ek raak betrokke, en soos Jean altyd sê, the good, the bad and the ugly. En dit gebeur net, wanneer ek besef, maar dit is hoe sy liefde met my lewe gewerk het. Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. Hy het hier onder ons kom woon, sy lewe met ons in vervleg. Die dorp by die melaatses daar op die buitewyke laat bly, hy het naby gekom. Tot so mate dat die melaatse vir hom sê, wil jy my genees? En dan die woord sê, Jesus trek sy hand uit, sit sy hand op die ou se skouer en sê, ek wil. Hy het naby gekom. Daarom kom ek naby. En dit is vir my so amazing om al die stories te hoor. Elke liewe week is daar 'n storie van hoe ons mense in ons kampus, elkeen, hulle wag nie om gevra te word nie, hulle doen dit net. Hulle is op soveel plekke betrokke. En as 'n ou weer hoor, dan is iemand hier uit na 'n hospitaal toe, en dan is iemand hier uit na uitreik toe, en dan hier mense kos gaan uitdeel, en dan daar ouens klere afgelewer het. Die stories hou net aan en aan en aan van hoe ons mense betrokke raak. Ja, liefde gaan jou iets kos. Dis ongelukkig so. Liefde kom nie verniet nie, ons weet dit. Liefde is moeite. Harde werk. Gaan jou tyd kos, gaan jou krag kos, gaan jou emosies kos, gaan jou geld kos. Liefde kos, maar dis nie ons vertrekpunt nie. Ons vertrekpunt is, sy liefde het hom alles gekos. Sy liefde het sy lewe gekos vir my. Nou voel ek okay. Ek is okay met die beginsel dat ek iets gaan moet opoffer as ek lief het. But now it's a delight. It's not only a duty. Sy liefde werk anders. Sy liefde is nie net 'n naamwoord nie, maar is ook 'n werkwoord. Dis nie net, hy het altyd vir ons gesê, hy is lief vir ons, maar hy het eendag dit kom wys op 'n tasbare manier, deur die lewe van sy seun. Hy het nie net gesê nie, love is not only something we verbalize, love is something we demonstrate. Ja? Liefde is nie net 'n sê ding nie, maar liefde is 'n doen ding. Dit is wie ons is. Ons doen wat ons sê. Want sy liefde het so gewerk. So 3 weke terug, het 'n vrou na my toe gekom hier uit ons kerk uit.
in die week, ons daar op die stoepe gestaan en gesels, en sy kom na my toe, sy sê, een ding, amper vergeet ek om vir jou te vra, ek ken hierdie vriendin, sy sien ons kerk nie, maar ek het hierdie vriendin, wat is 'n vriend of familielid, ek kan nie meer onthou nie, ergens in Pretoria sentraal in 'n versorgingssentrum lê, en die ou vra, hy soek iemand van die kerk om vir hom te kom bid. So terwyl sy hierdie goed vir my sê, is die volgende besig om my gedagtes te gebeur. Ek is klaar besig om te wonder, wie kan ek connect? Wie kan ek uitstuur? Ek is klaar besig om te dink, kan hierdie mense nie so self hulle bid nie, hoekom moet jy? En terwyl sy praat, steek ek my hand op en ek sê, ek sal gaan. Want is in daai oomblik wat ek onthou, die Here het ons hier op die verhoog gesit, waar ons vir julle sê, ons neem nie net verantwoordelikheid vir mense in ons kampus nie, ons neem verantwoordelikheid vir mense in ons stad, in 'n geografiese area. Almal in die stad is ons mense, nie net die ouens wat Sondag hier is nie. En ek beleef hoe die Here se liefde vir my sê, liefde is nie 'n sê ding nie, is 'n doen ding, doen wat jy sê. En ek sê vir haar, ek sal gaan. Die volgende dag toe ry ek uit. Ek is nie lief om in die stad in te ry nie, maar ek ry uit na Leon toe. Ek ken hom van geen kant af nie. Hy is nie in ons kerk nie. En daar lê 'n man, besig, jy weet, hy is vrot van die kanker, urineer bloed, hy is nie op 'n goeie plek nie, en sy eerste woorde is, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy vra as dit okay is hy selfmoord pleeg. En dit was my so bietjie snaaks, want ek wonder nou, ek dink toe vir myself, maar hoe gaan jy dit doen? Jy kan nie uit die bed uit opstaan nie, jy weet, hoe gaan jy dit regkry? En die ou is op so 'n slegte plek, en hy sien net nie meer kans vir die lewe nie, hy wil nie 'n dag langer daar lê, en deurgaan wat hy deurgaan nie, hy wil sy eie lewe neem, en hy wil weet, is dit okay met die Here? En ek vind myself op 'n plek waar ek sê, vandag doen ons sterftesbegeleiding, en ek kan hom daar bedien, die omstander. En ek kan vir hom sê, ek vertrou saam met jou, dat die Here jou gaan kom haal, vinniger as later. Dat hierdie ding nie uitgerek sal word nie. Hou vas. Dis daar waar ek tyd het om hom net vrede en rustigheid in sy gemoed kan sien opspring. Waar hy weet, maar sy saak is reg met die Here, en 4 dae later, toe ek daar wegstap, is Leon huis toe gevat. En ek ken hom nie, hy is nie in ons kerk nie. Maar God se liefde sê, jy sê nie net nie, jy doen. Dis wie ons is. Dis wie ons is. Ons weet, God se liefde het die eerste inisiatief geneem. Dis baie interessant, in Romeine 5 vers 10 sê die woord, when we were still sinners, toe ons nog sondaars was, het hy 'n tree na ons lewens toe gegee om ons te versoen met hom. Nie toe ons sy vriende was, nie toe ons sy vyande was. Daarom kan ons liefde die eerste inisiatief neem. Weet jy, dis baie maklik om mense lief te hê wat dit verdien. Dis vrek moeilik om mense lief te hê wat dit geen sins verdien. Verlede Sondag gaan ons krag af vir die hoeveelste keer. Vir die van julle, wie bly Moreletta Park? My hart bloei vir jou. Ek het medelee met jou. Ek bly ook in Moreletta Park. Julle weet waarvan ek praat. Elke week is daar outage. Die loadshedding is ligte. Loadshedding 6, vlak 6, ligte vrugte. Dis al die ander outages. Dis die goed wat bo op die loadshedding kom. Elke 3de week gaan steel hulle die kabels, die wetters. Grou hulle die kabels uit, dan soos vir 2 dae of 3 dae nie krag nie. Verlede Sondag selfde storie, hier gaan die krag af. Besig om reg te maak verkeer, hier gaan die krag af. 2 dae later kom die krag weer. En ek vind myself op 'n plek waar ek goed dink wat nie goed is nie. En ek sê vir Marlyn, as ek hierdie ou wat die kabel so uitgrou in die hande kry, gaan ek daai koperkabel om sy enkels vasdraai en ek gaan die ander punt aan my kar vasmaak en ek gaan hom sleep tot verby Warmbad. En dit is slegs in die besef dat sy liefde na my toe gekom het, toe ek nog 'n sondaar was, toe ek nog sy vyand was, dat daar stilte en 'n kalmte in my gemoed kan kom, en ek kan regkry in my gedagtes, om daai ou anders na hom te kyk. Is nie moontlik op my eie nie.
en ek kan myself sien op dieselfde plek. Want jy sien, in elkeen van ons is daar 'n bedrieger. In elkeen van ons is daar 'n misdadiger op sy. Kom ek sê gou vir jou, daai 3 kruisies wat jy altyd op die skerm sien, daar op die berg Golgotha, nê. Vir wie was daai middelste kruis gewees? Ek weet baie keer op ons antwoord, Jesus. Nee. Daai middelste kruis was nie vir Jesus nie, dit was vir Barabbas gewees, vir die misdadiger. Maar Jesus het in sy plek gaan sterf. Want in elkeen van ons is daar 'n misdadiger opgesluit, 'n leienaar, 'n bedrieger, 'n sondaar, in elkeen van ons. Maar hy het na ons lewens toe gekom. En dit kom verander. Dat ek en jy kan leef met 'n vryspraak en met 'n ander woord wat ego oor ons lewens, is dat ons nou die geregtigheid van God is. How amazing is that? Nou kan ek selfs na die ou wat die kabel steel anders kyk. Jy sien, jy het lief, want hy het jou eerste lief gehad. Dit kan nie anders omwerk nie, ons. As sy liefde die eerste inisiatief neem, neem my liefde die eerste inisiatief. Wie is die persoon wat jy in die week, wat kom, wat jy gaan raakloop? Who's that person that you in the next week just gonna love back into the church? Hoe lyk my en jou liefde? Nou dat ons elke keer ontdek hoe werk sy liefde. Waldo, julle is welkom vorentoe te kom. Ek wil hier kom afsluit. Ek dink julle vang wat ek probeer sê vandag. Ek dink julle verstaan die beginsel. Baie keer as ek mense trou, dan sê die paartjie vir my, praat bietjie oor die liefde. Praat oor 1 Korintiërs 13. Sê ek 1 Korintiërs 13 is nie goeie nuus nie. Want 1 Korintiërs 13 is 'n lang lys. As ek vir die ou, het jy al na hy lys gekyk? Die liefde is vriendelik. Die liefde is geduldig. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde, en hy maak 'n lang lys. Ek sê, hierdie is nie goeie nuus vir jou nie. Want jy gaan agterkom. Jy kan nie daai lysie maak nie. Ek is 30 jaar getroud and every morning when I wake up, it feels to me as if I'm falling short. 1 Korintiërs 13 is nie 'n goeie hoofstuk wat praat oor die liefde nie. Lees so 'n bietjie verder. Gaan lees 1 Johannes 4. Jy het lief, want hy het jou eerste lief gehad. Dis waar dit eindig. Wanneer jy dit ontdek, dan raak 1 Korintiërs 13 maklik. Dan is 1 Korintiërs 13 nie die natuurlike uitvloeisel. Dan het ons lief met God se liefde. En God se liefde stel nie teleur nie. God se liefde het nie beperkings nie. God se liefde is onvoorwaardelik. Kan ek julle los met daai gedagte vandag? We love because he loved us first. Mag jy elke oomblik, maak nie saak wat se situasie dit is, of jy by die werk is, en of jy in 'n meeting sit, en of jy op die sportveld is, en waar jy jouself bevind, mag jy so bewus wees van wat sy liefde eerste persoonlik met jou kom doen het, en nog steeds doen. En mag dit ons harte transformeer, sodat ons anders kan lief hê. Ons gaan afsluit, en ons gaan hierdie lied saam sing, en ek wil vir jou vra om meer as net te kom saam sing. Jy kan sit vandag, jy kan staan, jy kan saam sing, jy hoef nie saam te sing nie, maar ek dink die gedagte van die volgende 4 minute wat ek vandag vir jou wil gee, is dat jy net so opnuut bewus sal word van God se liefde, sy persoonlike ontferming oor jou lewe, en uit al die maniere hoe dit kom uitdrukking vind, en mag dit ons net kom opstel, met 'n nuwe vuur, met 'n nuwe vlam, met 'n nuwe momentum, en net 'n verruiming in ons gees. Vader, baie dankie, dat U ons nooit na plekke toe stuur, dat U nie ook vir ons kom bemagtig en ons kom posisioneer nie. En ons kom roep uit vandag, met soveel dankbaarheid in ons harte, en ons kom sê, Here, dankie, vir dit wat U liefde na my lewe toe gebring het. Dit is 'n openbaring wat elke dag weer vars is. Dit raak nooit ou nuus nie, dit raak nooit afgewater nie, maar dankie Here, dat die krag daarvan nuut is, elke liewe dag. En ek kom bid vandag, Here, dat dit ons net sal kom opstel, en net sal kom bemagtig, om ander soortgelyk lief te hê. Dankie daarvoor, Here. Ons kom vandag, en waar hierdie liefde net gesteel is, en waar ons toegelaat het, Here, dat dit net sy krag in ons lewens kom verloor, kom bid ek, Here, dat daar net 'n vars openbaring sal wees, 'n nuwe verligting, 'n nuwe
waardering daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Jy is welkom om saam met my op te staan. Dankie. Love was the spark that would set my spirit alive. Your love was the anchor from heaven to not just survive. Your love was the compass at sea where stars moved aside. Your love chased me down and it found me when I tried to hide. And oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me whole. Love, let the crown of creation stand in the light. Your love shoved the darkness aside. Your love made it right. Your love made a way so the slave would rule as a king. And all evil was brought to its knees. Oh, your love free. Oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me whole.
amazing nie? Jy weet, liefde het hierdie kapasiteit, as jy in die teenwoordigheid van liefde is, dan voel jy sommer jy kan jouself wees, nee, jy voel sommer net welkom. Is dit nie die spasie wat Jesus vir my en jou voorberei het nie? Nee, is net om te weet dat maak nie saak waar jy instap nie, maak nie saak wie jou welkom laat voel of nie. Jy weet, in Jesus se teenwoordigheid kan ons onsself wees. In Jesus se teenwoordigheid verstaan ons daai waarde wat ek en jy dra. Wil jy nie vir oggend net so vir 'n oomblik net jou hand op jou hart sit? En net vir jouself, jy weet, baie keer sing ons oulike goed in die kerk, jy weet wat soos 'n cliché kan wees, nê? Ek vang myself gereeld. Totdat Jesus so sy hand, sy vingers so op my hart druk en dan sê ek soos, hierdie is vir my bedoel vandag. So wil jy nie vir 'n oomblik net vir Jesus dankie sê vir die liefde wat sy Heilige Gees in jou hart uitgestort het nie. Net vir hom dankie sê vir dit. Dankie dat dit so onverdiend is, Here. Dankie dat ons dit nie hoef te bevorm daarvoor nie. Dankie dat ons dit nie hoef te verdien nie. Jy het dit net so vir ons gegee. Jesus, ons is so bewus van jou nabyheid vanoggend. Here, ek dankie dat van daai plek van liefde, van daai plek van oorloop, ons eintlik so in ons week instap, want ons so besef, Here, dis nie ons liefde nie. Dis nie ons kapasiteit om mense lief te hê nie, Here, dit kom net uit jou hart uit. Dankie vir dit. Wil jy nie dalk net waar jy is, jou hand net gou op iemand se skouer sit, en hom net in die oë kyk, en sê die Here sien jou waarde vir oggend raak, hy ken jou. Sê bietjie vir iemand. Nou is hy. Nou is hy. Dankie Here vandag net vir jou nabyheid. Dankie vir jou liefde en dan wil ek hê met die volgende gebed bid. En net sê Here, dankie dat jy in hierdie week my oë oopmaak vir die geleenthede en die uitnodigings rondom my. Dat daar mense is wat partykeer nie eers 'n woord sê nie, maar ek weet vandag moet ek hulle in die oë kyk of ek weet vandag moet ek hulle hug gee. Jesus gebruik jou kreatiwiteit om mense lief te hê. Is dit nie amazing nie? Ja, amen en amen. Dit was so lekker om jou vanoggend saam met ons hier te hê. Is altyd heerlik op 'n Sondag. Wie van julle se manne is op die kamp? Niemand sinne nie. Okay. Goed, die girls het seker ingeslaap vandag of probeer die huis in orde kry, of ek weet nie wat nie. Daar's 2 goed waaraan ek jou wil herinner vir hierdie week. Ek wil jou herinner aan ons Explore kursus wat afskop môre aand. Galasiërs 6 sê die volgende, hy sê, make a careful exploration of who you are. Nee, so daar's iets in die Here se hart dat jy ontdek, hoekom is jy op hierdie planeet, wat is jou roeping? So as jy vrae het rondom dit, maak seker jy skryf in, ons skop môre aand af. En dan die tweede ding is ons bergbid komende Saterdag by Fort Klapperkop. Die ouens wat wil fietsry en stap, hulle gaan al vroeg daar wees, reg, 7 uur. As jy sê, ek wil nie stap of fietsry nie man, ek wil net bid, verstaan, kom 8 uur. Okay, dan gaan ons lekker saam bid. Dis 'n baie mooi geleentheid, so maak seker jy join ons vir dit. En dan wil ons graag vir jou geleentheid gee, daar's sulke mooi goed wat oral in ons stad gebeur, en ek en jy is deel daarvan. Jy weet, ons gee ons tyd, ons gee ons talente, ons gee ons finansies, en as jy vanoggend sê, luister man, hoe maak ek 'n bydrae? Jy kan hier agter op my sien die verskillende maniere wat jy dit kan doen. En ons het ook koeverte wat op die stoele is. As jy kontant gebring het, is jy welkom om in daai koevertjie te sit en dan by daai blou houers by die deur net vir ons in te pop. Okay, so kyk gou saam met my na ons familienuus. Is jy nie hier by ons? Sien jy ons kampus as jou geestelike tuiste? Wil jy saam met ons hande vat en deel wees van iets soveel groter as wat enige een van ons op ons eie kan vermag?
Kom kuier dan saam met ons op 'n aand vir al ons nuwe mense. We want to introduce children to the fact that they have been made in the image and likeness of God. We want them to understand their identity in Christ. We want them to understand what it is to be in a relationship with God, to practice to hear His voice. In short, is a process where we really trust in God to change children's future by investing in their present. Fusion Camp is 'n geleentheid waar ons alle 13 tot 18-jariges uitnooi om saam met honderde ander tieners van reg oor Gauteng die Here te aanbid, deur musiek en kuns, sy woord te bestudeer, vriende te maak wat mekaar stig en hul lewensdoel te ontdek. Hierdie kamp vind plaas van die 1ste tot die 4de Oktober by Zwartkloof. Kos, slaapplek en vervoer is ingesluit, maar vir ouers wat self wil ry, is daar 'n aparte opsie vir hulle tieners. Ekstra inligting is beskikbaar by die infotoonbank. We are beyond excited to invite you to our 2022 Cherish Conference Storyline. We all have a story, and we are all found in God's story. Our history, our destiny are all part of His divine majesty. Make sure you do not miss this appointment that Jesus has with you. This conference will become an extraordinary moment in your story. 15 October 2022 at 5 Doxadeo locations, Brooklyn, Fairy Glen, Camille Drift, Raslo and PE Brymore. Make sure you get your ticket today. Elke laaste Sondag van die maand het ons Soup Sunday, waar jy 'n gratis bakkie sop en 'n Life Center pamflet in jou hand kan kry, waar hierdie dalk 'n eerste tree vir jou is om iemand te identifiseer wat in jou omgewing ondersteuning nodig het. As jy betrokke wil raak by die uitreik, kan jy betrokke raak deur bestanddele te gee, jy kan sop maak, of jy kan selfs op 'n Sondag kom help sop uitdeel. Vir alle inligting en registrasies, gaan gerus na ons webblad, klik op kalender en registreer. Daar sy lente is amper op ons, wie's excited oor dit? Jy, so 5 van julle, okay, ons sal daaraan werk volgende keer. Het was lekker om jou hier te gehad het. Ek herinner julle, as ons nog jou detail nodig het, jou kontakbesonderhede, maak asseblief ons 'n draai by die info toonbank en dan ontmoet ons daar agter. As jy vandag vir die heel eerste keer saam met ons kuier, ons sal baie graag wil hallo sê. En ek wil julle ook nooi, ons het nog ons fotobooth daar agter. So as jy nog nie 'n kiekie geneem het nie, gaan maak 'n kiekie daar agter. Okay, dis wie ons is so mooi fotobooth. Maak seker jy gebruik van daai taglines en dan sien ons vir julle volgende week. Geniet hom. Head down as I punch this clock. The hours roll, they never stop.